Um, Hi guys, welcome back here. Thank you for clicking on this video. Ik heb toch een woord wat ik wil deel. Het is een woord wat ik wou bij die Women's Conference in Krono gedeel het. Maar dit was niet aan onze kant nie. Wat het my beurt was om ten minste het ons meer we went more into prayer. En so ek kon nie dit deel soos wat ek dit wou gedeel het, of soos wat ek dit nodig gevind het om dit te deel. En so dit is nog so in my, dit is nog so hier. So ek wil dit graag op hierdie platform deel. Ek is baie dankbaar vir hierdie platform. Ek is dankbaar dat ek hier kan sit en hierdie woord deel en dat dit iets vir iemand kan beteken, dat dit iemand kan help, iemand kan vrymaak, iemand kan bemoedig, iemand kan optel, iemand kan oplig en net verligting in iemand se verstand bring. Ja, so die titel van die woord is Wees met die Here. Be with the Lord. En dit kom uit die woord, uit die storie van die Samaritaanse vrou by die fontein met die Here. So ek weet nie, kom ek lees dit. Kom ek lees deel van dat ek hoop ek praat hard genoeg. Johannes 4, ek sal net lees vanaf vers 6. En die fontein van Jacob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink. Want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u wat 'n Jood is, van my vra om te drink terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Okay, vir nou gaan ek net tot daar lees. Ons is in 'n tyd wat ons met die Here moet wees. En in hierdie vers kom ons agter of sien ons dat die Samaritaanse vrou was by die fontein. Sy was by die Here, sy was by Jesus, maar sy was nie met hom nie. En ek haal aan die gedeelte van wat sy vra, hoe het die Jode met die Samaritane gemeenskap. Gemeenskap, vir my, ek vat gemeenskap as be with. Een mens kan ook vat as intimiteit. Ons het niks in gemeen nie, ons het niks in gemeenskap nie, ons is nie met mekaar nie. Sy is nie met die Here nie. Nommer 1, as sy was net by die Here, sy was net daar waar die Here was, maar sy was nie met hom nie. En as sy met Jesus was, as sy korrek geonderskei het wie hy is, nommer 1, sou sy geweet het dat hier is die persoon wat al my probleme kan oplos. Hier is die persoon wat my kan aanraak. Hier is die persoon wat my lewe kan verander. Maar sy het hom nie so geonderskei nie, want sy was nie met hom nie. En baie kere as Christene is ons by die kerk. Ons is by die tentdiens. Ons is by die Women's Conference. Ons is by die crusade. Ons is by die dinge van die Here. Maar ons is nie met die Here nie. Ons het nie 'n intieme verhouding met Jesus nie. En baie kere sit ons by die Here se dinge, maar ons sit nie met die Here nie. Ons onderskei hom nie vir wie hy is nie. En daarvoor kan ons lewe nie verander nie. Daarvoor is daar nie transformasie nie. Daar is nie transformasie in ons denkwyse nie. Daar is nie transformasie in ons harte nie. Daar is nie, dit lyk nie in ons lewe standstil. Ons is by die Here, maar dit lyk nie asof ons by die Here is nie, want ons is nie met die Here nie. Okay, kom ons lees verder. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is wat vir jou sê,
gee vir my water om te drink. So jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, Here, u het nie eens 'n skepting nie, en die put is diep. Waarvandaan kry u dan die lewende water? U is tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee. Sy vra mos nou. Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Die vrou sê vir hom, Here, gee my daardie water. Nou kyk hier begin onderskei sy vir hom. Want hy het nou homself aan haar geopenbaar. Hy het nou vir haar gesê. En nou sê sy, Here, gee my daardie water, sodat ek nie dors kry en hier hoef te kom skep nie. Jesus sê vir haar, gaan roep jou man en kom hier. En so die Here openbaar homself nou meer. Die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie, want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesien. Die vrou sê vir hom, Here, ek sien dat u 'n profeet is. Ons vaders het op hierdie berg aanbid, en julle sê dat die plek waar ons behoort te aanbid in Jerusalem is. Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid. Julle aanbid wat julle nie weet nie, ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Maar daar kom 'n uur en dit is nou. Wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. So, daar kom 'n uur en dit is nou, waar ons met die Here moet wees, en waar ons die Vader moet reg aanbid. En dit alles kan nie gebeur as ons nie met hom is nie, as ons hom nie korrek onderskei nie. Ons kan praat oor die Here, ons kan gaan by die Here se dinge, ons kan die Here die lof en die prys gee wanneer dinge goed gaan in ons lewe, en maar is ons met hom, staan ons in 'n ware, opregte, aktiewe verhouding met die Here Jesus Christus. As dit so is, sal ons se lewe so lyk. En die skrif sê in Johannes 15 vers 5, bly in my, soos ek in julle. So, dit beteken, wees met my, wees saam met my, bly in my, soos ek in julle. Dan sal julle vrugte dra. So, as ons met die Here is, as ons in hom bly, soos hy in ons bly, sal dit wys, daar sal vrugte wees. En hierdie vrugte is nie die seëninge nie. Baie kere is daar 'n indruk van die seëninge wat die Here vir ons mee seën, en dan die vrugte. Dit is die vrug wat wys dat jy reg met die Here is. En nie hierdie groot huis, hierdie kar, hierdie mooi lewe, uitgesorteerde lewe nie, maar die vrug dat, is jy geduldig, is jy kind, hoe behandel jy mense, hoe lewe jy met mense in jou daglikse lewe, hoe akkommodeer jy mense. Die vrug is die kondisie van jou hart, die vrug is jou daglikse verhoudinge, die vrug is, hoe verteenwoordig jy vir Jesus in jou daglikse lewe op aarde. En ons moet met die Here wees, ons moet met Jesus wees, ons moet 'n aktiewe verhouding met hom hê. Ons kan nie, daar is nie
daar is die tyd. Daar was die tyd by die fontein, wat hy homself kon voorstel in haar, wat hy homself kon openbaar, wat hy homself aan haar kan verduidelik, dat as jy maar net geweet het wie ek is. Daar was die oomblik, maar nou ons het alles, ons weet wat ons moet weet, ons weet wie Jesus is, maar is ons met hom, en met al die kennis wat ons bekom, met alles, al die informasie wat ons het ons nog steeds 'n trek my nie agtergehouding nie, is ons nog steeds so ver, is ons nog steeds in ons harte, in ons harte het heilig ons nie vir hom nie, ons, kyk hier, as jy met die Here is, sal jy wees waar hy wil hê jy moet wees. As jy met die Here is, sal jy sê wat hy wil hê jy moet sê. As jy met die Here is, sal jy dink wat hy wil hê jy moet dink. As jy met die Here is, sal jou aksies vir hom verteenwoordig. As jy met die Here is, sal jy wandel in gehoorsaamheid teenoor hom. As jy met die Here is, sal jy weet wat om wanneer te doen. Ons is nie met die Here soos ons met hom moet wees. Ons weet nie wat om te doen nie, omdat ons nie met hom is. Ons doen en ons doen en ons doen en ons vra, nou hoekom werk hierdie ding nie uit die Here? Hoekom spreek my lewe nie van U nie? Hoekom werk dinge nie van my uit nie? Is omdat ek nie met hom is nie. Is omdat ek by sy dinge is. Ek is by die kerk, ek is by die dienste, ek is by die manne van die Here. Maar ek, in my persoonlike lewe, in my hart, ek heilig hom nie, soos ek hom moet heilig nie. Ek het by hom uitgekom, dalk deur bekering, dalk deur 'n familielid. Maar transformasie gebeur nie in my lewe nie, want ek is nie met hom nie. Ek bly nie in hom, soos wat sy woord vir my beopdrag nie. Ek heilig hom nie in my hart nie. Ek laat nie toe dat sy gees my transformeer en vir my help om 'n beter persoon te word. Kom ons wees hier by die fontein, by die Here, terwyl ons 'n geleentheid het om met hom te kan wees. Kom ons mis nie oomblikke met hom, omdat ons is net daar, maar ons is nie met nie. Daar's 'n verskil tussen met en daar's 'n verskil tussen by. You must be with him. You cannot just be there by the things of the Lord. You are just there, you are always present. But are you with him? Are we with him? And this is a time, this is a sensitive time, this is a time where we must be convicted to indeed be with the Lord, to indeed stand for the Lord. At any given moment, in all circumstances, not just when you are at the mountaintop, but more when you are in the valley. More so when you are in the valley. More so when you are persecuted. More so when people are asking, why are you talking about Jesus Christ, Son of the living God? Why are you using this platform to talk about him? More so, be with him. Stand for him. Be convinced. Be sold out. Be with the Lord, and the fruit will show. The transformation will be evident. The more you are with the Lord, the more you would want to be with him. Hoe meer ons met die Here is, hoe meer sal ons met hom wil wees. Hoe meer sal ons in hom wil groei. Hoe meer ons na sy woord luister, as sy woord lees, hoe meer sal ons dit wil lees. Hoe meer ons na die direksie van die Heilige Gees luister, die unction van die Heilige Gees. Hoe meer ons dit doen, hoe meer sal ons dit wil doen. Hoe meer sal ons wil sê, more Holy Spirit, a deeper conviction, a deeper drawing.
may we be with the Lord, and may we stand for Him.